begin wil ek net vir hierdie daar 'n afkondiging uitlig. En ek wil begin deur vir julle te sê dat ons gaan volgende Sondag is ons eerste gesamentlike erediens, so die diens is by Moedergemeente. En ek kan ook net vir julle sê dat ons het gekyk na ons getalle tot op hierdie stadium tussen al 3 gemeentes, is ons ver onder die getal. So ons is veilig om gesamentlike dienste te hou en steeds min genoeg mense te wees dat dit nie een van die geboue hoë risiko is vir enige iemand. So volgende Sondag 9:30 is dan gesamentlike erediens en dan wil ek ook vir julle sê dat volgende Sondag aand 7:00 is daar 'n Kersspel en sangdiens. Dit is hier in Noordse gebou. En wat ek ook moet vir julle sê is, daar is net plek in die gebou, ons kan net 200 mense akkommodeer, terwille van die COVID-regulasies, so ons vra dat jy 'n plekkie sal boek hierdie week, by Tannie Karin, of by Tannie Sarie by die kerkkantoor, by Tannie Karin by haar huis, dit is nou waar die kerkkantoor is, eintlik, so wat Tannie Sarie is op die kerkgebou, vir enige iemand wat dalk so hier verby kom, kan jy 'n plekkie boek, en hoe boek jy dit? Jy gaan 'n kaartjie koop, maar daar is nie 'n prys op die kaartjie. Jy bepaal die prys op die kaartjie. So jy kan 'n donasie gee, wat wil jou hart gee. Die donasies gaan uiteindelik gaan vir die ouerhuis. Ons gaan vir die ouerhuis 'n bederfie opmaak vir Kersfees. So dit is waarvoor die donasies gaan. Dan wil ek in myselfde asem sê, as jy voel dat jy 'n hoë risiko is, of as jy met enigiemand in aanraking was, asseblief moenie jou plek in die gebou boek nie, want daar is 'n tweede opsie. Ons gaan 'n video maak. En kan ek net ook sê dat ons gaan 2 kameras gebruik, so die video-opname gaan van 'n beter kwaliteit wees as Sondagse erediens. So ons moet regtig moeite om vir julle 'n goeie video te gee van die Kersspel en sangdiens, sodat ons niemand onnodig blootstel. Okay, so as jy enigstens bang is, jy moet uiteindelik voel jy so 'n bietjie nie lekker op die aand nie, bly eerder by die huis. En dan kyk jy na die video se waar dan maak. Okay. Dan wil ek so in dieselfde asem vra, as daar enige iemand van julle is wat 'n tripod het en 'n selfie stick wat ons kan mount daar. Okay, ek sê klaar, Hannes, ons is gehoor. Dat weet vir jou, baie dankie. Ons kort 'n ekstra tripod vir die Kersspel. Dis hy. En dan wil ek net weer sê, dat ek is nog aan diens tot die 20ste Desember. Die 20ste Desember is ons is 'n gesamentlike erediens in Noordse kerkgebou, wat ek nog self sal lei. En ek seker julle kan sien dat daarna sal dit dalk nie slim wees vir my om nog hier regop voor julle te staan nie, want dan is dit al reeds 38 weke. So op daardie Sondag sal ek nog 'n erediens lei, die 20ste Desember, behalwe as Maria besluit om voor te kom, sê nie dit ook. En daarna gaan ek op verlof en dan op slegs 'n 3 maande kraamverlof. So ek vra dat julle ook saam met ons sal bid vir hierdie nuwe seisoen wat vir my en my familie aanbreek en ons is baie opgewonde oor die dokter se koms. En daarmee saam wil ek sommer net ook vir my kant af baie dankie sê vir die gemeente, vir almal wat my so bederf het in die week, vir my en vir Karia. Dankie vir al julle liefde. Vanoggend se erediens is 'n nagmaal. En ek wil sommer begin deur te sê, vanoggend se nagmaal is so klein bietjie anders. En 'n groot deel van die nagmaal is dat ons dit met mekaar deel. En miskien is dit vanoggend vir jou vreemd dat jy met 'n wyfie voor jou sit. Die teken bly dieselfde. Daarom is my gebed dat elke liewe een van julle, ook die wat na die tyd na die diens kyk, vir hulle brood en wyn sal gereed maak vir die nagmaal en dit saam met ons sal gebruik. Wanneer ons die nagmaal gebruik, kom herinner God ons dat ons een liggaam is. Dat ons aan mekaar verbind is. En in Jesus se laaste gesprek met sy disippels, het hy dit aan tafel gekom. Het hy saam met hulle brood gebreek en wyn gedrink. Het hy self die nagmaal ingestel.
Die afgelope paar weke is ons besig met 'n reeks uit Johannes 14 aan tafel met Jesus, waar ons besig is om te ontdek hoe Jesus die pad vir ons kom gereed maak, hoe hy self die weg is waarna ons soek. Hoekom is ons besig om na die weg te soek, die pad van die Here? Omdat die Here aan die begin van 2020 'n belofte aan ons gemaak het, waarin hy gesê het dat hy gaan iets nuuts doen. Hy het vir ons gesê dat dit staan op die punt om te gebeur. En toe die Here vir ons gesê, hy sal vir ons 'n pad deur die woestyn maak. En voordat ons geweet het wat 2020 inhou, het die Here ons eintlik gewaarsku. Dit mag dalk 'n woestynpad wees, maar dat hy die een sal wees wat riviere sal laat ontspoor. En vanoggend, met die varsheid van die reendruppels wat geval het, kom bevestig die Here opnuut vir ons, dat hy die een is wat sorg. Dat hy die een is wat na ons kyk. Ook in die tyd van COVID. En ons dink aan ons geliefdes wat in die afgelope tyd positief getoets is. Ons is bewus daarvan dat die Oos-Kaap 'n vlaag beleef. Dat die hospitale vol is. So daarom dink ons aan al ons geliefdes wat positief is, wat siek is. En vanoggend bid ons ook spesifiek vir een van ons graad 12 kinders, Christian Blom, wat gister baie slegte brandwonde opgedoen het. En daarvoor bid ons ook dat die Here by hom sal wees, dat die Here hom sal dra. In sy woestynpad, dat Jesus self die weg ook vir hom sal wees. Want die Here is my herder, en ek kom niks kort nie. Hy laat my rus by groenwyvelde. Dit is hy wat my by waters bring, waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Dis tog waar dit gaan op die ou. Dat ons dit sal doen tot eer van sy naam. En selfs al gaan ons deur donker dieptes, sal ons nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit. Terwyl my teestanders my toekyk, U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lang by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Amen. Kom ons reageer met die, net terwyl ons so sit met die sing van Lied 387. Hier is die kerk, die Here stel ons aan om sy kerk te wees, om gemeenskap van gelowiges te wees in die samelewing en van hom te getuig en van sy liefde. Kom ons sing saam Psalm 387. Hier is die kerk.
en die Here Jesus Christus wat vir elkeen van ons gesterf het. En deur die krag van die Heilige Gees, die Gees wat Christus vir ons gestuur het as ons helper, wat in ons woon en deur ons werk, om van sy liefde te kan getuig. Amen. En daarom kan ons sing van sy liefde. So ek gaan vra dat julle opstaan en dan loof ons die Here se naam. Dit is so lekker vir my vanoggend met die jong span hier aan my regterhand. En ons het so lanklaas kategese tydens die erediens gehad. Ons het dit net via WhatsApp gedoen omtrent vir die hele jaar. So ons kinders het so min gesien en vanoggend is dit vir my voorreg dat hulle saam met my julle kan bedien, ook met sang. So kom ons staan en sing saam. Daarom sing ek, daarom gee ek my stem. In die eerste week wat ons uit Johannes 14 gelees het, het die Here eintlik vir ons 'n bietjie kom sê, keep calm. Wees net so 'n bietjie rustig. Of soos ons vir mekaar gesê het, miskien moet ons net so 'n bietjie chill. En dan sê die Here, hoekom kan ons dit doen? Hy gee vir ons 'n opdrag. En hy sê dis eintlik so eenvoudig. Glo in my en glo in my Vader. En ek sê baie, as ons so gesels en sê vir mekaar, ons wil dit baie so complicated maak. Ons maak baie keer van ons geloof eintlik onnodig iets wat moeilik is. Want ons maak ons eie lewe moeilik deur die dinge wat ons doen en sê baie maal. Terwyl die Here vir ons moet sê, hier is ek maak jou vry. Kom leef net vir my, glo in my en glo ook in my Vader. En deur die hele Johannes 14 en hierdie opdrag waarmee Jesus eintlik begin is, hy saam met die disippels aan tafel kom sit, ontdek ons dat Jesus dan ook sê, want hoekom kan ons dit doen? Want hy sê vir ons, want ek is die weg, die waarheid en die lewe. Een van die 7 ek is uitsprake wat Jesus, waarvan ons lees in Johannes, wat Jesus self oor homself sê, is juist hierdie een in Johannes 14 vers 6 wat sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe.
later sê, ek is die lig vir die wêreld. Ek is die ingang vir die skape. Ek is die goeie herder. Ek is die opstanding en die lewe. En dan hier in Johannes 14, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dan in Johannes 15 sê hy ook, net voordat hy, wanneer hy stap saam met die disippels, dan sê hy vir hulle daar in die wingerd, ek is die wingerdstok. Dit is hierdie Jesus. Hierdie Jesus wat elkeen van ons roep om sy kinders te wees. Dit is hierdie Jesus wat ons voorberei deur ons hele lewe 'n pad saam met ons stap. Dit is my so wonderlik dat Jesus gekies het hier in die laaste 3 ure, en dis waar hierdie hele gedeelte afspeel, in die laaste 3 ure voordat hy gevange geneem sal word. En hy kies om nog vir oulaas aan tafel saam met hulle te gaan sit. Net vir oulaas vir hulle te sê wie hy is. En dat hulle nie bekommerd hoef te wees nie, hy maak hulle rustig. Ons gaan vandag ook lees dat hy kom sê vir hulle, ja, ek gaan weg. Ek gaan weg van julle af. Ek gaan sterf, en dit is natuurlik vir hulle geweldig skok. Maar hy sê ook vir hulle, ek gaan julle nie alleen los nie. Ek gee vir julle 'n helper, die Heilige Gees. En dan gaan hy ook vandag vir ons kom sê, daardeur gee ek julle vrede. En geliefdes, dit is ook waarin ons ontvang word in die wêreld. Ons kom hierdie wêreld in, ja, as sondaars, maar ons kom hierdie wêreld in as God se kinders. Vrygekoop. In sy genade kom ons hierdie wêreld. En dit is ook die hele betekenis van die doop, is juist dit, dat ons deel is van die groter gesin van God. Dat elkeen van ons, al verskil ons vanne, al verskil ons name, al verskil ons velkleur, al verskil ons tradisies en ons kulture, in Christus is ons een groot family. Want in hom is daar lewe. In sy genade is ons sy kinders, en is ons deel van die verbond wat God al reeds met Abraham gesluit. Maar daai verbond is nie net 'n belofte van die verlede nie. Daai belofte is ook vir ons vandag. En daai belofte is vandag ook vir Benbring. En daarom, by die ICDB doop ons vandag vir Ben, en ons is dankbaar dat julle twee saam met hom hier gaan staan. Ons is dankbaar dat julle as sy ouers in julle geloof ook getrou is, en sê, ons wil hierdie kind so groot maak, ons wil hom leer van God. Ons wil hom vertel dat die Here 'n verhouding met hom wil hê. Ons wil hom vertel dat God sy Vader is, dat die Here Jesus Christus vir hom gesterf het, en dat die Heilige Gees hom op die pad help. En die wonder vir my is, julle doen dit ook nie alleen nie. Julle het 'n familie wat vandag saam met julle is, en meer as dit, het julle 'n gemeenskap van gelowiges hier op Krarop, 'n spesifieke Krarop, wat julle wil omarm en lief hê, en saam met julle hierdie kind wil groot maak. So ek gaan vra dat julle twee na my toe sal kom net voor by die doopvont. Daar's 'n trappie op by die ster, sodat julle net asseblief nie val nie. So julle kan nader na my toe kom. En dan aan die trappies. Ek loop er baie op en af. Daar is
jare baie gelede met die Here vandag wel is. En dit is omdat julle as ouers die verantwoordelikheid het. En ons word daardie kosbare verantwoordelikheid gegee om te sê om vir Ben te kan groot maak na God se wil en lewe. En ek wil vir julle net 'n paar vrae vra. En dit is: bely julle dat die kinders wat sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmaat van sy gemeente glo? Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos dit in die belydenisskrifte verwoord word as die waarheid en die volkomme leer van verlossing? En beloof julle om vir Ben en die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en op te laat. En saam met hulle sê ons as gemeente beloof om saam met julle die verantwoordelikheid te vat om vir Ben te leer en onderrig en te vertel van die ongelooflike gawe wat hom oneindig maak en hom sy kind wil maak, vir hom 'n Vader te wees, vir hom Jesus Christus sy vriend wil wees en die Heilige Gees sy naam. Ek gaan net vra dat julle vir Ben sal eindig. Willem, Ben bring ons voorbeeld in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Here God van liefde, dankie vir hierdie kind. En dankie dat ons hom vandag kan doop as die soveelste weduwee wat voor U kom staan in U aangesig. Here, mag hy meer en meer in sy liefde leer van U, Here, en mag hy voorkom van U, Here, sodat hy U sal ken en daarvan sal getuig. Here, ons loof U vir hierdie kind. Amen. Julle kan vir Ben 'n lekker hand. Ons gaan vir Ben 'n lied sing as lofprysing. Dat hy is die beeld van God. Hy is vandag ons uitbeelding van God in die wêreld. En daarmee saam kan ons die Here loof. Nog 'n prys in sy paleis. Julle kan staan en sing vir Ben. Oh,
Here Hemelse Vader, dankie vir hierdie kind. Dankie vir ouers wat hulle kind in 'n verantwoordelikheid teenoor U en in hulle geloof na U toe, na hierdie gemeente toe bring. Here, dankie dat ons so bevoorreg is om hom binne hierdie familie te kan ontvang. En Here, daarom bid ons. Versterk ons. Wees vir ons die weg. Wees vir ons die waarheid. Wees vir ons die lewe en ook die helper om hom groot te maak na U wil, sodat ook hy U vryheid kan beleef. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom dan uit Johannes 14 vanaf vers 15 af. Nou moet ek my bril kan opsit. Hoop hy daar ophou wasem. Anders dan julle almal lyk vir my so al wasig vanmôre as ek my bril op het en af het. In Johannes 14 vanaf vers 15 ontdek ons nou so half die volgende tree wat Jesus met die disippels kom gee wanneer hy saam met hulle aan die tafel sit. Ons het in die eerste gedeelte van Jesus se gesprek rondom die tafel was gewees rondom die opdrag wat hy vir hulle gee. Toe het hy vir hulle gesê wie hy is. Hulle was al verward oor Jesus se gesprek met hulle en daarom het hulle so half verward na hom gekyk en vir ons gesê, maar Here, ons weet nie regtig waar hy gaan nie, ons verstaan nie nou. En hy het weer dat hom verseker dat hy gaan na die Vader toe, maar dat die Vader is ook in hom. En nog steeds was daar hierdie verwagtheid by hulle. En weer kom Jesus en dan sê hy vir hulle, maar ek los julle ook nie alleen nie. En dan kom sê hy vir hulle dat ek gaan vir julle iemand gee. En dit is belangrik dat ons dit vandag sal hoor. Die Heilige Gees is nie iets wat ons ontvang het nie. Dis 'n persoon. Hy sê vir ons en hy gebruik eintlik so half 'n woord hier vir die Heilige Gees wat ons moeilik vertaal in Afrikaans. Hy gebruik die woord parakletos as hy praat van die Heilige Gees hier. En ek wil net vir julle verduidelik waarvan dit kom. In daardie jare was daar maar min ryk mense wat die geleentheid gehad het om opleiding te kry, om kennis op te doen. So dit was moeilik om vir hulle om eintlik te verstaan watter wette reg was en wat nie. So hulle het in baie onkunde, sou mens kon sê, geleef. En te midde van daardie onkunde was daar dan weldoeners gestuur, mense gestuur, 'n parakletos gestuur, om hulle te help om die wet te verstaan. En dit is hoe die Heilige Gees wat hier beskryf word. So wanneer ons dit vanoggend lees, hoor dat hierdie persoon wat Jesus deur die Vader vir ons stuur en gestuur het en wat in ons woon en deur my lewe was iemand wat ons moet help verstaan wat liefde is. Want dit is die wet van God. Dat ons deur ons God sal lief hê met ons hele hart en ons hele siel en alles verstaan. En dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Kom ons lees saam. Uit Johannes 14 vanaf vers 15. Dan begin hy weer te sê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Stem. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek
kom weer na julle toe. Nog net 'n klein liggie, dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle en in julle lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek met my Vader is en julle in my en ek in julle. En dan sê hy, wie my opdragte het, met ander woorde, wie dit slegs ontvang het, wie hierdie opdrag van God ontvang het, wie my opdragte het, en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my openbaar. Judas? Nie die Judas die skuilhok nie, vra te vra, Here, hoe kom dit dat U aan ons gaan openbaar, en nie aan die wêreld nie? So eintlik wat hy vra is hier, hoe is dit dat net ons die openbaring van U ervaar en nie die wêreld nie? Dan antwoord Jesus hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem my woorde nie ter harte nie, en die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. En dan sê hy vir hulle, dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontstel wees nie, julle moet nie bang wees nie. Julle moet net gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly weer gewees het, dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter is as ek. En nou sê ek dit vir julle, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie meer lang met julle kan praat nie, want die oorstes van die wêreld sal nie kom. Hy het geen mag oor my nie, maar die wêreld moet weet dat ek die Vader lief het. En daarom doen die Vader my en daarom doen ek dit wat die Vader my beveel het. En dan sê hy vir hulle, staan op, laat ons hier vandaan weggaan. En dan weet ons is die hele pad wat Jesus dan met hulle loop vandaan. Ek is werklik lief vir die Here. My hele hart en my hele siel met alle verstand. Ek is werklik lief vir die Here. Sê ons het genoeg. Ons sê maklik ons glo in Jesus, of ons sal maklik sê, ek is 'n Christen. Hoe baie, selfs in ons binnekant, sê ons vrede, Here, ek het U oneindig lief. Meer as dit, hoe baie leef ons het werklik? Hoe baie leef ons werklik hierdie liefde vir God? Ja, as ons vanoggend weer vir mekaar gesê, ons kom maar as sondaars in die wêreld gebring. Maar God se genade is tog ook vir my en jou. En al is ons al ouer in jare, en het ons al bietjie meer van die lewe gesien, ken ons al meer van die seer en die haat in die wêreld. Behoort ek en jy wat vir God lief het, ook al meer van hierdie genade te ken. Behoort ek en jy al meer van God se liefde kon sien. Wat vir my wonderlik is dat hierdie Here Jesus Christus ons nie alleen los. So as ek enigstens vir jou voel, Here, maar waar is dit? Here, U hoor my. As ek vir jou voel, jy is op 'n plek waar jy roep, en daar is niemand daar om te antwoord.
weg, die waarheid en die lewe. En ek los jou nie alleen. En hy bevestig ook hier dat ek moet na die Vader toe gaan, sodat julle my liefde kan sien. Hoe erg is dit? Dis eintlik verskriklik. Hoe erg is dit dat God die Vader sy enigste seun moes offer, sodat ek en jy sy liefde kan ken. Hoe erg is dit? Maar dit is waar. Dis wat gebeur het. Dit het reeds gebeur. En dit het gebeur vir my en jou. Dit hoef nie nog te gebeur nie. Dis nie nog op pad om te gebeur nie. Dit het klaar gebeur. Dit het vir jou gebeur. Dit het vir my gebeur. Leef ons werklik dat ons vir God lief het. Hy het geleef. In Christus het hy geleef. In Christus het God die Vader vir ons gesê, ek het julle so lief. En nie net vir julle nie. Hy kon sê hy het die wêreld so lief, dat hy sy enigste seun gegee het. Selfs die wêreld wat hom nie eers herken nie. Kom gee hy sy seun, die Here Jesus Christus. Maar hy kon sê wel hier vir die disippels, en hy sê vandag ook vir my en jou, maar julle ken my. Julle weet wie dit is. Julle hoor my sê. Die vraag wat ek vandag vir julle as gemeente wil vra is, reageer julle daarop? Reageer julle op die Heilige Gees wat in julle woon en deur julle werk? Want hy is daar. Ons lees later in die woord dat die Here Jesus Christus sê, dat ek die Gees vir julle gegee, en ons lees dat hy sê, die Heilige Gees is vir almal uitgeslaat, man en vrou. Almal. Dit beteken die Gees is 'n moontlikheid vir almal. Maar ons lees ook in hierdie gedeelte, dat die Here Jesus Christus self sê, nie almal sal die Gees ontvang nie. Met ander woorde, sal kies om te reageer op die Gees wat in hulle is. Wat vir hulle gegee word. Ons weet dit, ons sien dit. Ons sien dit in die wêreld buite. Maar baie keer sien ons dit ook in die spieël daarin. Hoe ek en jy nie altyd die opdrag van die Here uitvoer nie. En dan is ons vinnig om te sê, Here, waar is U woorde en nee? Dis omdat ek nie die moeite doen om hom te ken nie. Dis omdat ek nie dag en nag sy woord oordink en daarvolgens lewe nie. Want eintlik sê Jesus vir ons, dit is eenvoudig, as jy my lief het, sal jy my opdragte uitvoer. Want ek en jy weet, as ons in getrouheid teenoor die Here leef, in liefde, dan is dit asof dit net uit ons uitkom. Dit kom net, dit gebeur nie. Ons begin reageer daarop, ons is vir mekaar meer lief. Ons begin leef met al meer. En hoe nader ons aan God kom, hoe meer lief ons het. En daarom is my gebed, dat ek en jy so naby aan God sal begin kom, dat ons al meer van hierdie liefde van ons sal ken. Want dit is op daardie plek, binne daardie ruimte saam met God, waar ons werklik vrede kan vind. Maar die Here Jesus Christus sê vir ons, vrede, laat ek vrede. Vrede. En as daar een ding is wat ek en jy met eerlikheid vandag van kan sê, is dat die wêreld op hierdie stadium vir ons nie so vredevol lyk nie. Dat daar is baie haat en soms baie min liefde. En waar moet dit begin? Daar die liefde, daar die omgee, moet hier begin. Onder ons, as kinders van die Here, wat hom ken en wat hom liefhet, met alles wat ons het, met alles wat ons is.
Dit is ook met dit in ons gedagtes, dat ek en jy vandag aan hierdie tafel sit. En saam as gemeenskap van gelowiges kan onthou wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Dit lê in die verlede. Wat hy steeds vir ons doen deur die krag van die Gees nou. En ook die belofte wat hy vandag aan ons gemaak het, dat hy sal weer kom. Sodat ons sy heerlikheid kan sien in die volheid daarvan. Paulus skryf, nou kyk ons maar nog in die dobbelspieël. Eendag sal ons die volheid daarvan sien. En wanneer skryf Paulus dit wanneer hy dit sê? Wanneer hy praat oor die liefde. Omdat daar soveel gebrokenheid is. Dan is daar 'n bekende 1 Korintiërs 13 wat skryf van die liefde. Die liefde wat dit alles vir ons is. Die liefde wat alles behoort te oortref. Wat alles glo, wat alles hoop. Ons gaan nou oorgaan in die nagmaal. En voordat ons oorgaan in die nagmaal, gaan ek vir ons 'n tafelgebed doen. 'n Gebed om ons voor te berei op 'n eetes saam met die Here Jesus Christus, ons Here, die weg, die waarheid en die lewe, en die helper wat hier by ons is, in ons is. Terwyl ons ook vandag die nagmaal gebruik, dink daaraan dat God die Vader jou, vergeet van elkeen rondom jou, vir wie jy is, jy as mens, so lief het, sy bloed vir jou gevloei het, sy liggaam vir jou gebreek het, maar dat hy opgestaan het en hy leef in jou deur sy helper. Want Here, herder, oppasser, leier, voorloper, begeleier, beskermer, gasheer en vader. Hoe ons hier ook al doen, U is dit alles vir ons. Here, U is nog baie meer. U loop die pad met ons U lang. U lei my sonder groot gebrek en bring my waar U wil. Here, U kom gee my rus wanneer niemand dit vir my gee nie. U verkoop my siel. U trap vir my 'n diep spoor en sorg dat ek U volg. U gaan deur donker dale my voor. U hou die bose ver. U roete is vas en veilig. En agter U koers ek dag na dag tot by my nekplek. Here, telkens, soos vandag weer, kom verras U my met 'n banket, wat die asem wegslaan van almal wat dit aanskou. Ek, wat aansluit, en hulle, wat verleer, verlangend van buite moet kyk, hoe U my soos 'n koning bederf. Here, U behandel my asof ek iets besonders is, die gul gasvryheid, die vorsterlike verwelkoming, die bord en die beker, wat oorloop. Ek weet nie wat my getref het nie. Ek weet nie hoe U so goed is vir my nie. Ek ken nie sulke behandeling nie, Here. Ek weet net, dat hierdie goedheid, hierdie guns, my lewenslang my sal herinner, hoe bevoorreg ek werklik is, wat dit beteken, om tuis te kom by U, my Here. Amen. Geliefdes, as ter voorbereiding vir die nagmaal gaan ons 'n lied sing, en ek wil net weer sê, dat vir die van julle wat nog nie die tekens by julle het nie, terwyl ons die lied sing, gee dit vir julle die geleentheid om dan vorentoe te beweeg en in die voorportaal jou tekens te gaan haal as jy nie dit ingekom het nie. En dan wil ek ook net nou al sê, want ek gaan nie weer die geleentheid hê nie, wanneer jy na die erediens uitbeweeg, moet jy jou kelkie en jou sakkie saamneem, en daar is skottels water daarvoor, waarin jy julle kelkies gooi, en as asdrommetjies vir die papiertjies van jou
wyverbroodjie, sodat ons dit weer daarin gooi, om so min as moontlik kontak te maak met die tekens. Ons gaan ter voorbereiding van die nagmaal die lied sing meer as goud. En dit is presies wat dit is, wat meer as die rykdom wat ons ooit kan hê, meer as geld, meer as silwer, is dit werd om die Here, jou God, te ken. Aan 'n kruis het hy vir jou gesterf, in 'n graf van steen was hy gewees, maar hy het opgestaan en hy leef in my en jou. So ek wil vra dat jy sal staan vir hierdie lied, want dit is so mooi om te sit en sing. Kom ons staan en dan sing ons saam, meer as my. Saam met die Here Jesus Christus sit ons vandag aan die tafel. En daardie nag, toe die Here Jesus saam met die disippels aan die tafel gesit het, kort voor hy oorgelewer is om te sterf aan die kruis, het hy die brood geneem
vir ons gebreek het. Het hy die brood gebreek en hy het dit met elkeen van sy disippels gedeel, sodat hulle ook sal onthou. En hy het vir hulle gesê, gebruik dit tot my gedagte en onthou dat my liggaam vir julle gebreek het. Tot volkome versoening van julle sondes. Neem, eet en dink aan Christus. Die beker van danksegging is juist dit. Dit is om te kon sê, Here, dankie. Dankie dat U bloed vir my gevloei het, my sonde het. En daarom neem dit, drink en dink daaraan dat Christus se bloed ook vir my en vir jou gevloei het. Tot volkome versoening van jou sondes en bevryding van jou sy kind. Amen. Barmhartige God en Vader, ons loof en prys U dat U uit genade U seun aan ons geskenk het. As die middelaar wat deur sy kruis en sy opstanding die straf vir ons sondes gedra het, en so vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword het. Here, ons dank U dat U aan ons die geloof skenk, waardeur ons in hierdie weldaad kan deel. Ons dank U dat ons opnuut deur hierdie nagmaal in ons geloof versterk is. En Here, ons bid dat U deur die werking van die Gees ons help. Die gedagte aan ons Here Jesus Christus, die verkondiging van sy dood, totdat hy weer sal kom, sal gebruik om ons daagliks te laat groei in geloof, sodat ons nader sal groei as gemeenskap van gelowiges aan mekaar, sodat ons uiteindelik een in Christus sal wees. Here, ons bid dat U deur die werking van die Gees ons help, ons ook sal help om ons doel in hierdie lewe te bereik, sodat ons meer en meer sal wees soos Jesus, ons Here. Amen. Liefdes, ons gaan afsluit met die sing van 'n lied, want daar is eintlik miljoene lieders, die lied sing van 1000 lieders, 10.000 lieders, maar daar is miljoene lieders, hoekom ek en jy vandag die Here kan loof. Daar is miljoene lieders en getuienisse van God se genade, en selfs al gaan ons deur donker woestyntye, kan ek en jy nie ophou om die Here te loof en prys, dat hy vir ons so lief is. Mag ons sy liefde ken. Kom ons staan en dan sing ons 10.000 lieders.
ver en hoe wyd Christus se liefde vir julle strek. En mag julle sy liefde ken. Liefde wat julle verstand sal te bowe gaan. En mag julle uit daardie liefde leef, sodat ook die wêreld sy liefde